Beloveds, goeienaand, kan nie glo dat die naweek is verby. Kan nie glo dat die naweek verby is en ja, ons staan nou hier op die vooraand van 'n maandag. Hallelujah, to God be the glory for great things he has done. Ek het vandag 'n geweldige geseënde dag gehad. Amen. Ek het 'n geseënde dag gehad. Ek weet nie hoe was u dag nie, maar ek was vandag in 'n geweldige geseënde atmosfeer. Amen. En wanneer 'n mens in so 'n atmosfeer is, dan wil jy amper hierdie dag moet omgaan nie. Prys die naam van die Here. So ja, dit was vir my 'n groot voorreg vandag om in God se huis te wees. En ja, ons het alweer die naweek is alweer klaar. Dit's klaar. Ek wil dus ook in hierdie oomblik, in hierdie minuut eer gee aan ons afgesterwe Pastor Diedriks, die tentprediker, soos wat hy bekend gestaan het. Hy die tydelike met die ewige verruil. Hy het tot die bitter einde het hy deurgedruk. Amen. Op 'n stadium kon hy nie meer staan nie, en dan het hy maar sit preek. Praise God, maar die Here het hom genade gegee om die werk van die Here tot op sy doodsdag te doen. Amen. Daar's net een ding, mense sal nooit die ou manne. Ek soek jong predikers wat dieselfde caliber na vore bring as wat die ou manne na vore gebring het. Amen. Hulle werk tot die dag dat hulle nie meer kan nie. Hulle is besig in die wyngaard totdat hulle nie meer kan nie. Ek weet destyds was daar 'n pastoor, baie groot prediker gewees, Pastor Albertyn. Amen. Toe ons by die kerk kom, die kerk van God, toe sit hy in 'n rolstoel en soos siek soos wat hy daar was, het hy nog steeds die evangelie gepreek tot hy gesterf het. Vandag se predikers wil 65, dan wil hulle op pensioen gaan. Amen. Vandag se predikers wil aftree. Die onding wat die kerk nou heidaglik ook maak, hulle sit dit in hulle grondwet, dat die predikers kan net tot 60 tot 65, kan hulle aan stuur staan, aan tuig staan. Amen. Maar God se werk gaan nie oor ouderdom nie. God se werk gaan oor jou beskikbaarheid. God se werk gaan oor jou gewilligheid. En wanneer jy nog die krag, die sterkte en die deursettingsvermoë het om die werk van die Here te doen, dan moet jy dit doen. My eie pa het die werk van die Here gedoen tot sy dooddag toe. Op 85 toe preek hy nog sy laaste boodskap. Amen. Daar is nie aftrede in God se werk nie. Halleluja. Daar is nie aftrede nie. Amen. Want vir my was die lewe Christus, hoor die skrif Paulus sê, en die sterwe 'n wins. Amen. Ons preek die evangelie, ons werk in die wyngaard tot die dag wat ons sterwe. Amen. Ek het eendag vir 'n pastoor gesê, toe hy vir my vertel van, hy sê vir my, nee, maar hy gaan nog 'n bietjie aftree. Toe sê ek, nee, dan gaan jy nou in rus gaan. Amen. Kom ons praat die waarheid. Dan gaan jy nou in rus gaan, so met ander woorde, jy gaan nie meer diensbaar wees vir die Here nie. Amen. Jy gaan ook nou 'n emeritus wees. Hallelujah. We work until our dying day. Amen. Ons het nie in hierdie evangelie gekom om, hallelujah, as 'n werk nie. Ons het hier gekom omdat ons die werk van die Here wil doen. Amen. Dit gaan nie oor ons nie, dit gaan alles oor die Here. En wanneer jy nog die werk van die Here kan doen, moet jy dit doen. Amen. So ja, hy het, Pastor Diedriks het afgesterwe, en dank God vir sulke manne, wie tot die bitter einde toe deurgedruk het.
Ek weet van Evangelist Brooks, wat ook al die huis toe is, op sy siekbed, het hy altyd gesê, as hy nog net een kans kan kry om die evangelie te preek, sy begeerte was gewees om net nog een kans. Dit was weer iemand wat nie weer gewag het vir 'n crowd nie. Vandag se jong manne wil mos eers 'n crowd sien voordat hulle kan preek. Amen. Of as daar nie musiek in die agterkant speel nie, dan kan hulle ook nie preek nie. Amen. Dit is hoe laks en hoe lieks die evangelie geword het. Halleluja. Weet jy wat, die sondaar maak nou al grap van heiliglik aan die gang is. Destyds, halleluja, sit ons net die klank op en dan begin ons die evangelie te preek, of jy nou daarvan gehou het en of nie daarvan gehou het. Die Evangelist Brooks het altyd gesê, nee man, jy kan maar gesê het, jy het nie gehoor nie. Die Bybel sê, sodank jy gehoor het, het jy jouself skuldig gemaak aan hierdie saak. Amen. Praise die naam van die Here. So ja, ek is dankbaar vir die Here, vir hierdie geleenthede. Ons ou man is besig om te sterwe en klaar te maak, huis toe te gaan. En ons wat oor is, moet die evangelie preek. Of hulle dit wil hoor, en of hulle dit nie wil hoor nie. Vanoggend gehoor, dat ons in elk geval het nie die ability om mense vry te maak nie. Ons het nie die ability om mense te verlos uit hulle sondes nie. Nee, ons is net die vehikel. Ons moet net die werk doen. Ons moet net die woord gee. En dan die Here is die een wat vry maak, wat gesond maak, wat verlos. En so ja, dit is altyd 'n voorreg om in diens te staan van die Here. Geliefdes, ek is baie dankbaar vir die Here op hierdie vooraand van 'n maandag. Daar's baie wie bekommerd is oor 'n maandag, baie wat jy weet onseker is hoe die week vir hulle gaan lyk. I just don't care. Amen. Solank ek by die Here loop, is ek seker van my saak, dat die Here altyd sy hand aan my sal oopmaak. En as jy God glo, as jy aan hom gehoorsaam is, en jou saak aan die Here gee, is die Here getrou en regverdig, om jou ook, deur elke scenario, elke situasie, elke storm te vat. Praise die naam van die Here. Halleluja. Psalm 28 vers 7 sê die woord van die Here, dit is die Here wat my sterk maak en wat my beskerm. Ek is seker dat hy my sal help. Amen. Hy sal dit doen en ek sal bly wees. Ek sal sing en hom prys. Amen. Beloveds, dit gaan alles oor die Here. Hallelujah. All that we are doing is giving our body as a living sacrifice to be available for God's glory. Ons is net die, soos ek gesê het, die vehikel. Ons is net die voertuig van God se woord. Amen. En dis hy wat ons die krag gee. Dis hy wie ons sterk maak. Dis hy wie ons beskerm. Dit is hy wie ons help. Hoe kan ons dan anders om nie vir hom lof en eer te gee nie? Hier in Psalm 118 vers 27 in die boodskapvertaling sê Dawid, hy sê die Here is die enigste God. Hy help altyd. Ons moet vir hom baie dankie sê. Amen. En sommige tye hardloop ons van hierwaarts en derwaarts en ons, halleluja, soek na hulp. En ons kry nie hulp nie, want ons mense gaan ook deur verskeie situasies en probleme. Mense gaan ook deur hulle eie issues. Mense word ook getreiter, mense word ook gemanipuleer. En dis waarom hulle ook deur finansiële situasies gaan. En nou is dit jy wat ook nog, halleluja, hulp kom soek. En nou sê hulle vir jou, maar luister, ek kan jou nie help nie. Ek is ook self in dieselfde bootjie. Dawid kom en hy sê, die Here is die enigste een wie vir ons kan help. Halleluja. Jy kan maar na Capitec toe gaan.
Jy kan maar na African Bank toe gaan. Jy kan maar na watter bank toe gaan. Halleluja. As daai bankier jou status gekyk het, jou salaris gekyk het en gesien het hoeveel aftrekkings op jou payslip is, dan gaan hy vir jou sê, luister maar, ek kan ook jou nie help nie. Amen. Halleluja. En môre sit jy so diep in die skuld, want weet jy wat, jy moet nou hier betaal, jy moet daar betaal, jy moet daai betaal, en jy kom nie uit by dit wat jy moet doen nie. Hoor hierso, ek het gekom om vir jou te sê, dis net die Here wat vir jou kan help. Dis net die Here wat vir jou kan deurkom. Dis net die Here wat jou gebede kan beantwoord. Dis net die Here wie vir jou 'n God kan wees van baie naby. Hy antwoord. Amen. Miskien nie op die tyd wat ek dit wil hê hy moet antwoord nie, maar hy antwoord. Amen. Want sy tyd is nie my tyd nie. Halleluja. Sy weë is ook nie my weë nie. Hy weet presies wanneer hy vir ons deurkom. Halleluja. Beloveds, in hierdie tyd waarin ons lewe, ek kyk maar na die ekonomiese toestande van ons land en ek kyk maar van hoe die kostes opgegaan het en jy weet, kyk hoe die mense lewe in ons areas en dan raak 'n mens 'n bietjie bekommerd. Nie dat dit vir jou miskien geestelik gaan affekteer nie. Nee, dit kan jou nie geestelik affekteer nie. Dit kan jou wel vleeslik affekteer, want om te eet moet jy geld hê om kos te koop. Amen. En om geld te verdien moet jy werk het om daai geld te in. Amen. Want geld gaan nie die lug uitval nie. Jy moet gaan werk om geld in te kry sodat jy kan kos koop om te eet. Dis hoe die voedselketting werk. Amen. En as dit nie gebeur, dis waarom ons kry in verskeie lande dat daar hongersnood is, dat daar mense sterwe aan honger. Selfs in ons eie land was daar 'n statistiek beskikbaar gemaak van hoeveel huisgesinne, halleluja, honger saans gaan slaap. En selfs mense sterwe as gevolg van hongersnood. Halleluja. Dawid is baie duidelik vanaand. Hy sê, dis nie die Here. Dis nie die Here wat ons kan help. Amen. En wanneer hy ons gehelp het, moet ons kom dankie sê. Halleluja. Maar jy sien die probleem wat ek het, my liewe vriende, ek het die probleem, ek sê nie die Here het die probleem nie, ek het die probleem. Jy gaan deur hierdie moeilikheid goed. Jy gaan deur finansiële probleme. Jy is in die panarie. En die genade tou van die Here word elke keer by jou gegooi en jy laat gaan hom elke keer verby. Amen. Dink net aan hoeveel geleenthede het jy nou al verby jou laat gaan. Halleluja. Jy kon nou al geholpe gewees het. Want as jy by die Here uitgekom het, sal die Here vir jou 'n weg gemaak het waar daar nie 'n weg was nie. Hy sal deure oop vir jou gemaak het wat vir jou gesluit was voorheen. Hy sou vir jou bevordering gegee het terwyl jy nie gekwalifiseer is vir hy bevordering. Dis die God wat ek dien. He operates in the impossible. En wanneer hy vir jou daai deur oopmaak, my liewe vriend, halleluja, kan niemand hy deur vir jou toemaak nie, want if God opens the door, he opened the door. Amen. With a permanent idea. Halleluja. Hy maak die deure oop wat weer toe gaan. Nee, hy maak die deur oop permanent vir jou. Omdat hy God is. Hy maak 'n weg. Hy maak 'n weg. Nou, ons moet begin aan God eer gee. Tye raak baie moeilik. Tye raak moeilik. Ek kyk, soos ek altyd noem, in Amerika, dis nou die wêreldnuus wat heeltemal genoeg airtime kry, wat daar aan die gang is, en die planne van Donald Trump, en die impeachment van hom, en wat ook al nou rondom hom gaan, maar weet jy wat, ek het langlaas iemand gesien, wat soveel skrik in mense sit, die hoe hy sy scepter swaai, dit laat my baie keer dink
Baie mense het al gesê dat die antichrist uit Amerika uit gaan kom. Ek gaan vat dit 'n bietjie ver. Amen. Maar die way Donald Trump operate, klink dit na dat hy wil al hierdie klein staatjies, al hierdie klein lande wil hy inwin. En wanneer hy die klein lande ingewin het, dan gaan hy weer na die grootes toe. En so wil hy beheer vat oor die hele wêreld. Amen. Maar daar's lande wie nou opstaan en hierdie ding sien wat gaan gebeur. Beloveds, kom ek sê vir jou, Bybel sê as jy hierdie goed sien, as jy hoor van oorlog, gerugte van oorlog en wat ook al daarmee gepaard gaan, moet jy weet dat my koms is naby. Amen. Ons het nou nog tyd vir kerkie speel. Ons het nou nog tyd om mekaar dop te hou. Ons het nou nog tyd om mekaar af te breek, af te kraak en te wil vernietig oor ons gulsigheid, amen, tot finansiële ging. Kom ek sê vir jou, jou gulsigheid gaan jou vingers laat brand. Jou gulsigheid gaan vir jou dier te staan kom. Die Bybel sê, soek die Here terwyl hy te vinde is. Amen. Ek wil vir jou vanaand sê, ons het nodig om nou soos nooit van tevore die Here te soek nie. Ons het nodig om nou soos nooit van tevore God aan te roep nie. Halleluja. Die Bybel sê, daar sal nie meer vrede wees nie. Ons sal daarna soek, maar vrede sal daar nie meer wees nie. Amen. Ons het nou nodig om die Here te raadpleeg. Amen. En om ons lewe in sy hande te sit. Tyd is baie ernstig. Tyd is baie ernstig. Hier in ons eie land het ons nie meer sekerheid van ons toekoms nie. Amen. As Amerika so lyk, dink net daaraan. Hoe gaan dit lyk in die wêreldekonomie? Donald Trump wil tariewe opsit. Hy wil die belasting opsit van invoer en uitvoer. Ek sê vir u, die Here, halleluja, is besig om te kom. En ons as die bruid moet gereed wees. Moenie dieselfde fout maak wat die 5 maagde gemaak het nie. Die 5 dwaases wie nie genoegsame olie saamgeneem het nie. Hulle het gedink hulle ken alles. Hulle het gedink hulle weet alles. Hulle het gedink hulle weet wanneer die bruidegom gaan kom. Luister, die bruid moet homself gereed kry. Want as Jesus kom, is daar nie nog tyd om olie te gaan koop nie. Jy moet gereed wees. Jy moet gereed wees. Kry olie in jou lamp en spat reserve saam. Want weet jy wat, die pad kan vir ons te lank raak. Luister vanaand die woord van die Here, soos nooit van tevore nie. Tyd is besig om uit te loop. Time is short. Time is here. God is coming. Is jy gereed? Dis die vraag vanaand. Dis die vraag. Hier begin 'n maandag. Baie van julle is bang vir 'n maandag. Bang om hierdie week te begin. Want wat kan nou weer voorval? Amen. Ek het gekom om vir jou te sê, halleluja, sorg dat jy die Here in jou lewe kry. As jy nog nie God ken nie, kry die Here in jou lewe. Want weet jy wat? Dan kan jy uitsien na môre. Hoor wat sê die woord? Elke dag met Jesus is soeter as die dag van tevore. Dit maak nie saak hoeveel probleme daar is nie. As jy in Christus jou dag begin, kan ek jou verseker, jy gaan 'n soet dag hê. Amen. Want jou dag van gister gaan nie beter wees as jou dag van vandag nie. Amen. En jou dag van vandag gaan nie beter wees as jou dag van môre nie. Want die Here sal altyd vir jou 'n tafel dek. Mag hierdie woord vanaand vir jou geseën wees. Mag die Here jou krag gee, mag die Here vir jou sterkte gee. Amen. It is not over. Remember this. Until God says it's over. Mense mag maar praat. Mense kan maar vir jou diskrediteer. Mense kan maar van jou sleg praat. Mense kan van jou bespotting maak. Maar ek sê vir u vanaand, it is not over until God says it's over. Die Here het die finale sê. Amen. So as ons terugkom op 'n volgende geleentheid, laat ons altyd bly wees. Laat ons seker maak dat ons die Here in ons lewe het. En ek kan u verseker, hallelujah, it will be a grand day when we are born again. Mag die Here u seën. Mooi aan verder. God bless you.